Nou ja, ons het iemand hier wat omtrent al deel is van Africana, nie omdat hy so oud is nie, net omdat hy so gesout is in die Afrikaanse musiekbedryf. Dit is so lekker om jou hier te hê, Nicholas Lou. Baie welkom. Dankie, En ons is verskriklik opgewonde oor jou nuwe enkelsnit. Ja. Ons gaan bietjie diep, ons gaan bietjie in die liefde in. Vertel ons bietjie van die ontstaan daarvan. Weet jy, ek het nie die liedjie self geskryf nie. Ek het so 'n bietjie geskaaf van hom toe ek hom ontvang het, maar een van my vriende het die liedjie geskryf en hy het hom toe voorgelê vir my in terme van wat dink jy van die sang, kan ek hom opneem? En ek het toe geweet dit gaan nie by sy stem pas nie. Maar dit klink altyd snaaks as ek sê wat jy van hom gesê nie. Ek mal oor die sang, maar ek dink hy gaan vir jou werk, maar hy sal vir my werk. En maar ek het toe vir hom gesê, luister, ek is mal oor die liedjie. Toe sê nee man, vat die ding, dis reg. Nice. Vrygewige vriende. Ja, nee, verseker. Maar jy het 'n interessante produksiespan wat toe nou op die einde saamgewerk het, ook aan die musiek en die produsering, vervaardiging daarvan. Ja, kyk, vandag ek sê maar altyd, jy weet, ek meen dit werk so met meeste van die musiekbedryf is gedeeltes van die liedjies word in verskillende ateljee's opgeneem. So Rikus Nel het vir my die wat ons noem pedal steel gitare, dis daai slide gitaars wat jy in country hoor. Hy het dit vir my opgeneem by sy eie huis, by sy eie studio. En jy weet, ek doen my stemme by my studio, jy weet die gitare is by 'n ander ateljee opgeneem. So en dan word hy vermeng by 'n vierde ateljee. So maar dit is standaard jy weet 'n prosedure vandag, jy weet die ding is om 'n gitaarspeler na jou huis toe te kom, jy weet, ek meen hy ry 'n uur, dan sit hy in verkeer vas en ag, weet jy, dan sy die opstel en alles. So elke ou het omtrent sy eie studio wat hy klaar opgestel het en klaar ingestel het. En dit maak dit net vinniger en makliker. Veral met die brandstofprys deesdae. Verseker. Wat was dit aan ek en jou toe jy dit gehoor het die eerste keer wat jy gedink het, okay, hierdie is special, ek wil graag hierdie liedjie hê? Weet jy, ek dink nie ek kan dit in anders stel as die hele produk, die melodie, die woorde, die agtergrond of hoe sê mense nou die tema, ja, die boodskap van die liedjie. Alles het my net op een slag getref. Ek was op die pad gewees, op pad na 'n vertoning toe. En toe ek die ding geluister het vir die eerste keer en uit my sommer net eensklaps heeltemal oorwin. Nicholas, so Anna gesê, verstaan, jy is nou al jare deel van die musiekindustrie. Wat is dit wat met ervaring kom? Sekere dinge, minder dalk omgee oor mense se opinies, dalk gemakliker is met mense eie vel. Wat het jy gevind oor die jare? Het vir jou makliker gekom of beter gekom of duideliker gekom met ervaring? Weet jy, ag, dit wat jy nou genoem het van, jy weet, mense se opinies, ek sê dit maak nie minder seer nie, dit maak miskien minder gereeld seer, maar wanneer iets jou tref, dan maak dit seer. Jy weet, enige iemand hou nie daarvan nie. Niemand hou daarvan om jy weet sleg gesê of te word of so ietsie. So dit raak makliker met tyd, maar wanneer dit jou tref, dan is dit maar nog steeds daar. Maar jy weet, ek meen 'n ou se stem verbeter oor die jare want jy kry baie oefening. Hy ontwikkel, jy as skrywer jy weet ontwikkel, verbeter oor die jare. Ek dink jy weet toe ek begin het, was ek miskien bietjie meer onvoorspelbaar gewees. Wat dalk nou 'n bietjie kalmer geraak het net met ouderdom en met lewensinsig en so aan, maar wat ek wel moet sê is, ek dink 'n mens raak meer en meer dankbaar. Jy weet, ek was nog altyd verskriklik dankbaar geweest. Maar 'n ou raak meer en meer dankbaar want jy besef, jy weet, ek meen die mense se volgehoude of gehoue ondersteuning is jy weet beteken vir 'n mens baie meer wanneer jy ouer word. Dit pas vir my baie mooi aan by die tema van jou liedjie, want dit gaan oor die liefde tussen twee mense of wat bly oor as jy 'n mens of 'n koppel stroop van sosiale media, van mense se opinies, van die stad en jy breek weg. Jy het ook die roadtrip gevoel of daarmee geskep in die liedjie. En wat bly oor daai lojaliteit tussen twee mense en die liefde wat twee mense vir mekaar het en dit pas eintlik mooi aan by wat jy nou gesê het, want ons moet met onsself ook daai vrede kan maak, né? Wat dink jy is belangrik tussen twee mense wanneer hulle gestroop word van hierdie goeters in terme van wat oorbly? Wel, ek dink jy weet die oorbly is ook natuurlik
met tyd gebonde, jy weet. Want as twee mense kinders kry, jy weet, ek meen hulle ontwikkel in verskillende maniere. En jy weet, ek sê altyd dit is baie belangrik dat 'n man en vrou aanhou date. Ek kan nou nie onthou nie, hulle het gister vir my op die radio gesê dit is hofmaking of so iets. Dis die Afrikaanse woord. Man en vrou moet, jy weet, ek het gister ook gepraat op die radio hier so by Groot FM en gesê dat wat vir my lekker is van my en my vrou is die oomblik as ons alleen in 'n kar inklim of jy weet ons vat altyd die kinders saam, maar wanneer daar 'n geleentheid is wat ons die kinders by die huis moet los vir een of ander rede. As ons in daai kar alleen klim, dan is ons onmiddellik weer girlfriend en boyfriend. Dan is ons, jy weet, dit is 'n baie snaakse dinamika om dit te sien wanneer ons weggaan. Jy weet dat jy onthou jou lewensmaat van nie getroud of jy weet ek en sy was 7 of 8 jaar saam gewees voordat ons getrou het. En ons is onmiddellik weer daar. En dit is eintlik waaroor die liedjie gaan. Jy, behalwe vir die liedjie, is ook besig saam met Dozy en Pietman. Vertel ons 'n bietjie van daai. Ja. Dis môre, wat's vandag donderdag? Donderdag. Goeie genigtig. Dis môre aand by Theatre of Marcellus by Empress Palace hier in Kempton Park. So ons besig met 'n vertoning met die naam van Rock My Wêreld. Nou ek en Dozy wil al, jy weet, ek en hy ken mekaar voordat ons bekend geraak het, né? Voor ou Ryperd selfs. Het ons mekaar ontmoet en jy weet, ek meen van daai tyd af is daar, jy weet, ten minste van my kant af, ek wil nie uit sy mond uitpraat nie, maar 'n regte respek vir die talent, jy weet, die absolute talent. En jy weet, so ons het al 'n paar keer oor die jare, oor die 25, 26 jaar, het ons al gepraat om 'n vertoning saam te doen. En nou doen ons dit saam. Maar ons het toe vir Pietman ook gevra om saam te wees, jy weet. Hy het ek weet nie of julle al vir Pietman Geldenhuys sy stem gehoor het nie. Goeie genigtig. Hy moet een van die mooiste stemme in Suid-Afrika hê as dit nie in die wêreld is nie. So dit gaan so verskriklik lekker wees. Ja, dit gaan fantasties wees. Baie dankie dat jy vir ons kom kuier het. Ons sien verskriklik uit na die bekendstelling van hierdie enkelsnit môre. En dan sterkte met die musiekvideo waarin jy ook nog werk en al die vertonings. Maar ek sien jy het jou gitaar saamgebring. Wil jy net vir ons 'n ou lusmakertjie speel? Ek het hom nou saamgebring. Jy weet. Hy is nou hier, net so wel. Alright, so jy weet met die gitaar sal ek hom 'n bietjie rustiger doen, maar hy is 'n redelike opgewekte liedjie. Die son sak oor die vlaktes, dis iets om te aanskou. Jy lag en speel met jou hare, en daar's 'n glimlag wat ek van hou. Ons ry die grondpad af, radio hard en vry. En die dinge rondom ons het klaar verdwyn. Want elke oomblik saam met jou is echt. Geen plan, geen stress, net die aand en die sterre weg. Dis net ek en jy, onder sterre in die lig. Die wêreld kan gaan staan, ek gee nie meer om nie, my vrou. Net ek en jy, op die ritme wat ons kies. Ons liefde is 'n lied, met die nag wat ons begelei. En môre, onthou om uit te luister daarvoor Ek en jy van Nicholas Lou. Bly ingeskakel net hierna gesels ons verder oor groente.